ek wil maar net sê, dis so great dat die Here sulke goeders kom bevestig nog voordat ek kan share, want dis nie net ek wat deur hierdie goed gaan nie, dit is die tyd waarin ons nou is, en ek wou teen Vrydag, wou ek vir Lorenzo sê, nee, wow, kry iemand anders, ek is hierdie goed, ek is nie worthy om hier te kom staan en hierdie sê nie, en nee, julle verstaan nie, maar in elk geval, die Here het, maar die Here het my kom sê, daai wat ons gesing het van, you are who you are no matter where I am, so, ek kom nie om vir julle iets niets te vertel nie, ek kom net om met julle te share, van wat die Here met my mee besig is, en hoe hy my in my storm ontmoet, en ja, hy het my eintlik sulke kragtige goed kom doen in hierdie tyd, presies soos wat jy sê, Marina, en dis hoekom ek net moet share vanoggend. Ons kan nie dalk daai want anders gaan is dit beter. Ja. Okay. So, my hele tema vandag is when waves crash over you. En die Here se plan met die waves wat oor jou crash is nie om jou te destrooi nie, maar om jou iets te leer en om dit te surrender. So, ek gaan begin met die versie wat sê, when the enemy comes in like a flood, all continuous waves that wants to crush you, and you stand alone against the onslaughts of the enemy, God will raise up a standard against him. Amen. En ek ken hierdie versie en toe ek hom gaan soek, toe kom die volgende versie by my op. En toe maak dit vir my vir die eerste keer sin in my situasie dat die volgende versie sê, the Redeemer will come to Zion and to those who turn from transgression in Jacob, says the Lord. So dit is die standaard, is dat die Redeemer gaan kom en jou kom save en jou kom ontmoet in jou storm, en sy wil is dat jy moet turn from transgression. So, ek het myself onlangs bevind op 'n plek where I was just, ekskuus, ek gaan tussen Engels en Afrikaans, want ek het nou maar die presentation in Engels opgestel. I was just drowning in a sea of emotions. Pain, hurt, and desperation caused poor reactions, which caused a lot of pain. Nie net vir my nie, 'n storm van pyn. En in hierdie het die Here al klaar vir my kom wys hoe sy waves of his love oor jou crash, in die wave, terwyl jy in die see van storms is. En ek wil vir julle sê, een van die maniere hoe hy sy waves of love oor jou crash, is gehoorsame vriendinne, wat obedient is om vir jou in te tree, vir jou te bid, en jou net te ontmoet daar in jou storm. So, hierdie versie was vir my gegee deur 'n baie gehoorsame vriendin, wat op die regte tyd gekom het met hierdie versie. When I screamed out, Lord, I'm doomed. Your fiery love was stirred and you raced to my rescue. Whenever my busy thoughts were out of control, the soothing comfort of your presence calmed me down and overwhelmed me with delight. Nou, sy het hierdie versie vir my op 'n ding geplak, en sy het op per ongeluk onderste bo geplak. En dit was 'n profetiese teken dat die Here besig is om my lewe bietjie onderste bo te ruk, want daar was 'n paar goedjies wat uitgesorteer moes word. Nou, ek wil hê ons moet hierdie liedjie luister, want hierdie liedjie, en ek gaan 2 liedjies speel in vandag, en ek wil hê julle moet sit en julle oë toemaak en na die woorde van hierdie liedjie luister, asof julle van hom vra en van hom verwag om julle te kom ontmoet in julle situasie. So, ek weet nie of ek Kan jy die naam, noem gaan die liedjie, dis daai Lion of Judah came for me, want ek moet hom stop hier. Wil ek net vir julle sê dat hoekom ek hierdie liedjie speel,
vandag, Dis reg. is want die Here het my net in hierdie storm kom wys hoe naby hy aan ons is, wanneer ons broken hearted is. En ek het 2 versies wat hy aan my hart kom vasmaak het en kom waar maak het in my lewe. Dis mens lees versies oor en oor, maar wanneer daai versie 'n realiteit in jou lewe raak, dan word daai versie lewendig in jou. En ek gaan net die 2 noem wat vir my so uitgestaan het in hierdie tyd, is Psalm 32 vers 7 wat sê, You surround me with songs of deliverance, maar julle moet die hele versie gaan lees. En Zephaniah 3 verse 17, He will save you and quiet you with His love. Ek het op 'n punt gekom waar ek gedink het, ek het nou so droog gemaak met van hierdie keuses wat ek gemaak het. I could not imagine that anything could be resolved or restored or reconciled from it. Daai wat jy gesê het, Marina, hoe gaan ons hierdie fix? En dan kom die Here in hierdie storm die hele tyd en stuur vir my boodskappe wat sê, But God, for with God, nothing will be impossible. En dit is ewen die goed wat ons droog maak, is nie vir hom onmoontlik om te restore nie. En ek moet julle sê, vir hierdie storm het die Here my baie mooi kom voorberei. Vir 'n baie lang tyd het hy vir my gesê, en ek moet net gou dit wys, want nog 'n gehoorsame vriendin, wat so akkuraat is, die Here het hoeveel keer in die tyd voor hierdie storm gekom het, vir my kom sê, Joshua 1 vers, kan nie onthou nie, 9 wat sê, Be strong and courageous. En die Here die hele tyd vir my kom sê, kom skuil by my. Maar ja, julle, ons gaan aan, want ons weet nie wat die storm gaan veroorsaak nie. En toe ek in die storm was, het ek besef, ek het nie 'n idee gehad wat uit my uit gaan kom in hierdie storm nie. Wanneer jy in daai vuur is, dan sien jy dele van jou wat jou bang maak en wat jy net besef, waar kom hierdie nou vandaan? En die Here het my so kom ontmoet met 'n liedjie in dit ook wat ek nou vir julle gaan speel, maar ek wil vir julle sê, in hierdie tyd het ek, dis nou nie 'n godly fliek nie, so ek beveel dit nie aan nie, ek sê maar net, as julle al ooit daai fliek gekyk het, Liar, dit gaan oor hierdie seentjie wat se pa 'n prokureur was, en hy was so skilled, hy was hierdie lawyer wat net so skilled was om te lieg, want hy moes dit doen vir 'n werk, dit was sy werk. En hoe sy seentjie op sy 1 verjaarsdag gebid het en gevra het, kan my pa net vir een dag nie 'n een leuen vertel nie. Julle, en hy was so 'n smooth talker en hy het almal altyd so hierdie mooi woordjies, hy het altyd so heuning om almal se mond gesmeer, en daai dag toe daai Gebed. daai gebed van daai seentjie waar word, toe sê hy al die waarheid vir al hierdie mense wat altyd so mal is oor hom, en hy begin vir hulle vertel van wat hy regtig van hulle dink, en hy was so taken aback met homself, want hy wou nie dit vir hulle sê nie, maar hierdie goed het net uitgekom, want dit was net wat sy seentjie vir die Here gevra het moet gebeur. Wel, nie seker nou nie eers vir die Here nie, maar dit soos ek sê, dis nou nie 'n godly fliek nie, maar ek het dit so raak gesien dat wanneer mense in 'n storm is, dan begin daar goed uit jou uitkom wat jy altyd onderdruk. Praat jy nou van die vrug van self? Die vrug van self, daar's hy mooi opgesom. Dan sien jy die vrug van self en jy gaan nou sien, dis perfek wat jy sê. Maar die Here het my kom wys, he was not exposing me to throw me away, but you uncovered what you came to heal. Ja. Amen. En so 2 jaar terug het die Here my een aand in 'n droom wakker gemaak. Ek het die Here nog net audibly gehoor 2 keer in my lewe, en een van die kere was wat hy my wakker gemaak het in die middel van die nag en vir my gesê het, I desire truth in the inward parts. En ek was soos,
okay, Here, ek weet dis iewers in die Bybel, maar waar? En toe ek dit gaan soek, toe kry ek hierdie Psalm 51 vers 6. En hy het 2 jaar terug al met my met hierdie proses begin. Ek het dit net nie geweet nie. Ek het dit net nie verstaan nie. Maar ja, dis nie die lekkerste proses altyd om in te wees nie. Maar his mercy was the mirror, his truth the medicine, his light the doorway back to his presence. So ek gaan vir julle hierdie liedjie speel wat die Here my in hierdie tyd ook kom gee het, waar ek net moes besef, Here, kom deel maar met alles in my wat U nie please nie. So ek wil weer vra, as jy net vir ons daai tweede een kan Sê nie die naam. Dat is Dis om daai, nie, the mirror was mercy. Ja. Ek weet nie, het ek my aan of afgesit of iets. Of kan ek maar net hier, Ek kan nou, kom jy eens aan. wat ek net kyk. Kan maar daar ook, ek weet nie nou wat maak, kom sy nou nie dit nie. O, dis haar, ek dink hy haak, omdat ons nou nie gekarre het. O, dan werk hierdie ding seker, nou. Ja, hy werk, maar ek dink dit is Dis omdat net ons... daar. Kom sy. Right. So, ek, hoekom ek sê die Here maak mens braaf, is want as hy hierdie goed vir mens kom wys, is dit nie lekker nie. As hy hierdie goed kom uitbring en hy het met my begin praat al 'n tydjie lank oor fear. Fear wat ek nie geweet het wat so vashou op my het nie. Fear of man, approval addiction, pride, wounds, masks, blame, excuses, unrepented sin, self-defense, unbelief, self-dependence, lies and false and preconceived ideas. But His grace was sufficient for me, and He wants to make you new. So dis die idee van die proses. A broken heart is not abandoned. A contrite spirit is still seen. Ek hoop julle het dit gehoor in daai liedjie. He is close and you are safe with Him. Condemnation versus conviction, ek glo julle almal ken die verskil, maar die manier hoe hy met mense werk is correction wrapped in love. Jeremiah 31, drawn with loving kindness. So hy gaan nooit kom om ons te crush nie. En dan het ek hierso Matteus 16 vers 25. Ag, kan ek iemand vra om dit gou vir ons te lees? Ekskuus, ek is bietjie dom in die Engels. Wat is contrite? Contrite spirit. Ek dink dis Crushed. ja, dis 'n O, ja. iemand wat ek weet nie laag Crushed. of broken is. Wat is die Engels man? Ekskuus, Matteus. Contrite spirit. No, I have no Los jou explanation. foon, Pieter. Ja, Los jou foon. Gaan op chat. Dit is maar ja, ek weet nie wat hy gaan 'n mooi meaning. Jammer. Ja. Jy's Jy's 'n broken, dis amper soos 'n broken. Ek so bly ek is die enigste wat hierdie groot woorde ken. Jy spyt oor wat jy gedoen het. Hulle kyk jou om. Berou, so berou. Ja. Ja, Yes. berouvolle gees. Ja. Okay. Dis so slim ja. Kan dit lees asseblief? Kom ons sien. Net daai een vers, Yes. Matteus 16 vers 25. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Dankie. So, dis 'n versie wat ons almal ken en dit klink so maklik. Maar as die Here daai vir jou kom vra, is jy bereid om jou lewe te verloor vir my, dan is dit nie so 'n maklike ding om te face nie. En then we need to be courageous. En dit het hy vir 2 maande vir my gesê voor die tyd, maar mense verstaan nie waarvoor jy gaan moet courageous wees nie. En ek wil jou gou share hom gou vir ons. Yes man. Contrite spirit. Okay, a contrite spirit is a heart attitude of sincere sorrow for wrongdoing. Sure.
combined with humility and a genuine desire to turn back to God. Ja. Dit kom uit Psalm Mooi 51, dis wat hy sê. Ja. Is 'n baie mooi definisie. Dankie dat jy daai vir ons baie mooi Sê vir uitgehighlight het. Chat's my chommy. Chat. I like it. Tommy chat. En wat ek net wil sê is dat in hierdie proses kyk ander mense na mens en hulle kan nie die contrite spirit sien nie. Hulle kan nie sien dat jy wil regmaak nie. Hulle kan nie sien dat daar 'n proses is van mercy and forgiveness nie. Want dis 'n miracle. Ek sê vir julle dat ek het al hoeveel keer die miracle of forgiveness beleef. En dis grace. En mense kyk hierdie proses mis wanneer die Here met jou besig is met dit, maar hy hou nie op nie en hy sal nie, he will not leave you in that. Hy gaan jou nie maak. So contrite is beteken eintlik dan berouvol. Ja, Opregte berou. Opregte berou, ja. Then it took courage to ask God to search me and see if there is any wicked way in me. Daai is Dawid se psalm en ek sê vir julle, dit was obviously na al daai gemors wat hy gedoen het, gemaak het met Batseba en Uria en om dan op te staan en te sê, Here, wel dis eintlik Psalm 139, ekskuus, maar die punt is net om te sien of om bereid te wees om te sê, Here, hier's fout. Iets werk nie. Kom fix my asseblief. And as we journey with God, we get to certain places on this journey where he says, iemand het dit vir my so mooi kon verduidelik in hierdie tyd. We get to certain places on this journey where he says, my child, this thing cannot go with Sure. to the next part of the journey. Sure. Ons gaan nou, hy stap saam met jou hierdie paadjie en dan weet hy, hier kom ons nou by 'n hangbruggie. En dan sê hy, hierdie dingetjie wat jy saamgebring het tot hier, kan nou nie op hierdie paadjie verder gaan nie. So hier gaan ons nou eers 'n bietjie stop en hierdie dingetjie uitsorteer, dit in die lig bring en van dit ontslaa raak. Dis maar soos die rugsakkie wat jy moet neersit. And you have to be brave to let go of self-preservation and allow God to let what is false in you die, to cut off everything that doesn't look like him. Ish. En ek kan nie sê dis daai ding van hy begin nou met my. So dankie tog, hy het long suffering. Want dis sy desire vir ons, is dat ons heel moet wees in hom en leeg moet wees in hom en ek's definitief nog nie daar nie. Maar ek weet dis wat hy ek dink nie ons arrive ooit daar nie, maar ons kan streef en dis daai being brave to say, Here, kom, maak heel, maak skoon, wees, maak meer, I will decrease, I must decrease, he must increase. Ek wil net vir julle hierdie 4 slides gou lees. Een van die goed wat die Here met my 'n pad mee gestap het lank terug was Stormy Omartian se boek van The Power of a Praying Woman. En dis vir my so kosbaar want in hierdie tyd moes ek weer daai boekie gaan uithaal en soek. En al hierdie goed wat sy in die voorwoord sê, ons is nog nie eers by gebeure nie, maar die voorwoord is regtig waar die crashing inkom en ek wil dit net share. Ek gaan dit sommer net lees. Dit sê, but prayer is not a means of gaining control over a situation's outcome. It is quite the opposite. It's laying down all claim to power in and of yourself and relying on God's power to transform you, your enemies, and your circumstances. This power is not given to wield like a weapon in order to beat back an unruly beast. It's a gentle tool of restoration, appropriated through the prayers of one who longs to do right more than be right, and to give life more than get even.
Julle daai is vir my wild. En ek gaan ietsie sê rondom haar. Ja. Ek wil gou iets, want mense moet konteks hê oor Stormy-Omartian. Ek dink ek wil net gou vir julle konteks gee, want as mens konteks het, beteken hierdie eintlik vir mense amper meer. Stormy-Omartian is 'n boek, maar sy nie uitgebring het. Sy kon hierdie gebedsboeke uitbring, maar sy kon eers nadat haar ma oorlede is, kon sy berou, vergifnis en herstel uitgee. So sy is verskriklik mishandel deur haar ma as klein dogtertjie. En sy het haar baie keer fisies mishandel, verbaal mishandel, in 'n kas toegesluit. En as byvoorbeeld as haar 'n tannie kom kuier vir wie sy baie lief was, het sy eendag op die tannie se skoot gesit terwyl die tannie swanger is. En toe die tannie 'n miskraam, toe sê haar ma vir haar, dis jou skuld dat hierdie vrou 'n miskraam gehad het. En die goed was verskriklik erg geweest. En toe op 'n stadium toe besluit sy gaan nou braaf wees en sy gaan vir haar pa was 'n boer, so haar pa was meestal net op die landerye. En sy gaan nou, want haar ma was, as haar pa by is, was haar ma perfek. En toe dink sy, maar sy gaan nou moed bymekaar skraap en dan gaan sy nou vir haar pa vertel en haar pa glo haar toe nou nie. En want hy kan nie dink, mens glo mos nie altyd 'n kind nie, mens dink mos hulle maak goed op. En hy sien daarna, dit nie van nee, hy haar ma sien nie. dit nie. Toe het hy net erger te kere gegaan. So jy sê mos vir jou pa, so nou sal ek jou wys. En dis haar hele lewe lank. So sy het net so gou as moontlik getrou met die huis uit toe kom, verkeerd getrou en die mishandeling het verder aangegaan en toe sy geskei en toe sê sy, Here, maar en toe ontmoet sy vir Martin Omartian, haar man nou. En sy besef toe, maar sy weet nie nou hoe om 'n mamma te wees nie. En sy weet nie hoe om 'n vrou vir haar man te wees. En sy weet ook nie hoe om 'n ma vir haar kinders te wees met die voorbeeld wat sy gehad het nie. En sy begin te sit by Vader se voete. En sy sê, Vader, iemand my nou leer. En dit is waar haar boeke vandaan kom, van 'n praying wife. Dis gebirth uit afsondering by Vader, waar Vader vir haar sê, okay, jy gaan nou bid vir jou man, jy gaan nou bid vir jou kinders, jy gaan bid vir jou vriendinne, jy gaan bid vir jou familie. So dit is hierdie, you will make me brave, want dit is soos jy het reg gehoor, maar hy gee net vir my soveel meer substansie, As jy weet. as jy eintlik weet, waar kom dit vandaan, Sure. as dit is maar net praying. Iemand wat Ja, dit gesê het. so die boek se naam is Berou, Vergifnis en Herstel. Sure. Dis haar lewensverhaal. Dankie. Ja, dit maak alle meer, soveel meer kragtig. Dankie, Lorenza. If someone has sinned against you with unkindness, lack of respect, indifference, irresponsibility, infidelity, abandonment, cruelty or abuse, it is noted and not missed by God. Ja. But God considers the sins of unforgiveness, anger, hatred, self-pity, lovelessness, and revenge to be just as bad as any other. First, check your heart for any of these, because God knows the sins in your heart just as well as He knows the sins in the other party's heart. Try to focus on your own wholeness by confessing yours and asking God to set you free from anything that is not of Him. Sure. The point is not who needs to change, but who is willing to Ja. change. Sure. En dit is, kom vir my terug by daai eerste liedjie van The Lion of Judah came for me, want dit sê in daai stukkie, He doesn't roar at the broken. He Sure. roars over them Sure. to call the broken back to life. Wow. En dit is net vir my, wat hy kom doen net vir my in hierdie tyd. Dying to self is painful, especially when you are convinced that the other person needs more changing than you. But this kind of pain leads to life. The alternative is just as painful and also leads to death, since it could mean the death of a relationship or dream or quenching the Holy Spirit. God can resurrect the deadest of situations, but it takes humbling ourselves before Him and desiring to live His way. Sorry? 2 minute oor 11 alarm. Die van julle wat weet van om te bid vir God se wil om te geskied, daar het ons hom nou.
But it takes humbling ourselves before Him and desiring to live His way with forgiveness, kindness, and love. It means letting go of the past and all hurt associated with it, and being willing to lose the argument in order to win the battle. Ja, soos ek sê, ek is nog nie daar nie, maar die Here is besig met my hier. Something amazing happens to our hearts when we pray for another person. The hardness melts. We become able to get beyond the hurts and forgive. We even end up loving the person we are praying for. It's miraculous. It happens because when we pray, we enter the presence of God and He fills us with His spirit of love. The love of God will grow in your heart and the other person's heart. That's because prayer is the ultimate love language. It communicates in ways we can't. We get God's perspective and heart for our situations, and that brings life. Nou, as julle weet, dit het my so getref, want ek communicate baie swak, hoe ek voel. Ek sê alles verkeerd op die verkeerde tye. So, die Here het maar geweet, hy sê, kom maar, bid maar. Ek sal dit translate. Tenminste is jy eerlik. Ek is daai se feit. So, He communicates in ways we can't, want hy filter hom deur sy liefde vir die ander persoon, in plaas van net my hurts en my wants en my needs en my alles wat ek op hulle gooi. So, en in hierdie tyd, jy sê nou stom jou Martian moes leer om te bid vir haar mense, maar daar's 'n kragtige ding van, en dit het die Here my nou in hierdie tyd kom leer, is om elke gedagte van veer onder die gehoorsaamheid van Christus te bring en dan die waarheid te gaan soek om hulle mee te bless. So dis soos hierdie exchange wat moet plaasvind. Dit wat ek dink en voel is 'n gedagte, moet ek gaan check, moet ek hierdie entertain, van wie af kom dit? Is dit die waarheid? En julle, ek sukkel, maar dan moet ek moeite doen en daai gedagte opdra aan God en vir hom sê, Here, wys my wat wil U hê moet hier gebeur? En een van die goed wat vir my so kragtig is, dink ek het dit hier gesê, is dat Romeine 4 vers 17 sê die Here, calling those things that are not as if they were. As ek maar nog net daar kan uitkom, waar ek nie live by what I see nie, maar om to call those things that are not as if they were, dis deel van hierdie proses. Ek wil net gou vir enige iemand weer vra om Psalm 66 vers 18 tot 19 ook gou vir ons te lees. Het iemand dit naby, of 'n Bybel naby? In my hart was, sou die Here nie geluister het nie. Maar God het geluister. Hy het my gebed verhoor. Amen. So ja, dit is hoekom dit so belangrik is. As daar sonde in jou hart is, gaan die Here nie luister nie. En dis 'n rowwe versie. Niemand sê hierdie ooit vir jou nie. Dit word nie gepreek nie, maar dis een van die goed wat jy gaan vind wanneer jy by sy voete sit. Waar hy vir jou sê, kom ons begin by jou. I had to get my heart clean and right before God. If you have resentment, anger, unforgiveness, lovelessness, or an ungodly attitude, even if there's good reason for it, you'll have a difficult time seeing answers to your prayers. But if you can release those feelings to God in total honesty and then move into prayer, Sure. there is nothing that can change any situation more dramatically. There's transformation power in prayer. The enemy attacked promises and purpose in my life. Surrendering every fearful thought under the obedience of Christ and trusting God to bring His promises to pass. Ek wil net gou 'n klein getuienis gee. So ons belofte oor ons situasie, oor ons besigheid en oor ons huisgesin is Psalm 90 vers 17.
En dit sê, may the beauty of the Lord be upon us and establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands for us. En ek het nooit regtig verstaan wat daai beauty of the Lord upon us beteken nie, totdat die Here dit vir my begin wys het, dat sy way, sy orde, unity, covenant, daai is iets wat die wêreld nie het nie. So jy kan 'n suksesvolle besigheid hê, maar as jy nie daai covenant en unity en beskerming en blessing van God af het nie, dan dit kan nie staan nie. En dis wat die enemy kom attack het in my omstandighede. En toe het hy my net remind dat we are watchmen on the wall that needs to remind him of his promises. Want wanneer die enemy kom om dit te kom steel, dis sy opdrag, remind him of his promises. Jeremia 33 vers 1 is watchman on the wall. Protect the beauty, Jeremia 33 vers vers 1. Okay. Protect the beauty of covenant, godly order and unity. En in daai liedjie van You Make Me Brave, dan sê dit daar, no fear can hinder now the promises you've made when waves of love crash over you. As die Here aanhou om vir jou bevestigings te stuur, aanhou om vir jou duidelikheid te gee, aanhou om vir jou guidance te gee, aanhou om vir jou gehoorsame mense in jou lewe in te stuur, wat jou kan encourage in hierdie battle. Dit is net, dan weet jy, dit is net die Here. En ietsie wat ek net wil sê, wat ek nou in hierdie week gekry het in gebed is, the fruit of the Spirit, en ek ken hierdie, en julle het dit seker ook al gehoor, maar ek sê dit net weer, the fruit of the Spirit is grown in God's presence. A fruit tree cannot force fruit. Ons kan nie vrugte probeer dra, as jy dit nie uit jou, remain in me, and as I remain in you. En dan gaan die vrugte outomaties kom, maar dit is in sy presence wat jy dit gaan haal. All it needs is to be taken care of with water and healthy soil and a bit of pest control. Dis die mens na bome kyk so. So dis wat ek besef het die Here met my besig is. Cute. Bietjie water, bietjie standvastigheid en bietjie pest control. So ja, dan is jy maar bereid om gesnoei te word. That is what God does for us in His presence, and the fruit automatically comes as He pours out His Spirit in our hearts. En een ding wat ek vir myself oor en oor myself moes bid en verklaar, is net, wanneer ek hierdie thoughts of fear kry, moes ek net dit vasmaak in my hart om te sê, pour out your spirit of love that drives out all fear. So ek het elke keer net gesê, Here, al weet ek nog nie wat die waarheid van hierdie thought nie, al weet ek nog nie, maar kom pour net U liefde uit, om hierdie fear that drives out all fear, dat ek net in U presence en in U vrede kan bly. En dan het ek 'n baie oulike ding geleer in hierdie tyd, wat vir my so sin gemaak het. Hy het van die begin af my gesê, ek moet kom hide in him. En dis Psalm 90 waar hy sê, you're under the shelter of His wings. En dit iemand vir my kom verduidelik, dat jou, en deel van wat hy vir my gesê het, is, jy is soos die appel van sy oog, you're the pupil of His eye. En as jy gaan kyk na hoe oog gemaak is jou ooglede, die vlerke, wat onder jy hide, the pupil of His eye hides under, wanneer jy bid. So ek het net begin besef, dat elke keer wanneer 'n situasie kom, dan maak ek maar net my oë toe. As ek sê, I'm just hiding now. Maak net hierdie pupil of your eye, hide me in the shadow of your wings. So dit was my iets wat net 'n praktiese, kragtige ding was, wat hy vir my kon wys het. God is leading us to become good stewards of the mysteries of God. Die goed van die Here is mysteries, en julle sou gehoor het in daai eerste sang ook, dis nie net die goed wat die wêreld kan bied nie, hierdie goed maak nie sin nie. So wanneer ons na hom toe gaan, dit maak nie sin om nagmaal te vat en in die gees in te declare, I am a covenant child, I'm a covenant bride. Blessing your enemies maak nie sin nie. Dit is nie vir die wêreld
dis nie the ways of the world nie. Om woord te verklaar oor omstandighede wat glad nie so lyk nie, wat lyk of dit nooit daar gaan wees nie. En die Here te vertrou om daai woord waar te maak, want hy sê hy laat sy engele hardloop om daai woord waar te maak, is 'n mystery, maar dis waar hy die eer kry. Dis waar hy die eer ontvang vir wat hy kom doen. En dit is alles oor inheritance. Ek moes leer in hierdie tyd dat we have an inheritance of executing his judgments over situations. Dis in Psalm 149, en deel van ons inheritance is ook in Jesaja 54 waar hy sê, no weapon formed against you will prosper, and every tongue that rises up against you in judgment you shall prove to be in the wrong. This is the inheritance of his saints, en dan sê hy daar, dat their righteousness will be from me. Wow. Niemand hoef te dink, niemand hoef te weet, jy en die Here, your righteous, dis ons inheritance, en dis wat my kom dra het in hierdie tyd. En dan wil ek net vinnig laastens noem, hy renew ons strength when we wait on him. En die manier hoe hy ons strength renew is, ons strength is the joy of the Lord. En wanneer hy ons strength kom renew, then he restores unto us the joy of our salvation. But ons purpose, ons promises en ons inheritance is, because he chose us. En dis, ek dink, Saai liedjie nie, saai nie 'n liedjie wat jy wou hê ek nie. wil nou net, hoekom gaan hy nou nie terug nie, hy Terug? bly Nee, jy net, moet aan die ander kant toe gaan. sorry, daar, gaan hy, ek het ander kant toe gaan, maar hy bly nie. Daar is 'n liedjie wat staan. O nee, dit is net, dit is wave after wave, dit is die liedjie wat ons nou so luister aan die einde, You Make Me O, Brave. okay. Maar ek wil net, ekskuus Lorenzo, ons kan net gou een slide net gou aangaan. En Marina, ietsie wat jy vroeër gesê het, wou ek net vir julle hier inbring, want dis vir my baie belangrik om te weet, we need to understand the times. En in hierdie tyd het die Here vir my hierdie kom wys, waar ek net besef het, dit is 'n preparation times. Ek kan dit gou vir julle lees, want dit is klein. Dit sê, my people must learn to harness their emotions and bring them into subjection to their spirits. If they are to be able to stand in the mayhem that will soon unfold, things are going to break out that will make grown men fall apart at the seams, and my remnant must have their emotions under firm control in order to successfully navigate these waters. In just the same way as you take every thought captive to the obedience of Christ, so too you must declare your emotions to be submitted to the Spirit of Christ. Pull down hysteria and every form of uncontrolled emotional outburst. Fear must be dealt with now, before the days of panic ensue. Bring every grain of fear you feel out into the light. I know it is not considered spiritual to be afraid. Fear and shame are bedfellows among my saints, but even my servant David, a man after my own heart, was often afraid, but he knew what to do about it. And as he said that, these two verses scrolled through my memory, when I am afraid, I will trust in you, in God, whose word I praise. And the second one was, when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. So wat ek in summary net wil sê, bravery defined, so surrender my will to his, walk by faith and not by sight, steward his love and mysteries, trust him to make me new, trusting God with the impossible so that he can get the honor. Amen. Dankie julle. Awesome.